Goeiemôre aan almal wat vanoggend saam luister. Dit is vandag Vrydag en ons laaste dag met die tema op reis saam met die Here voor Sondag se erediens. Vandag wil ek vir ons die storie lees uit Lukas 24 vers 13 tot 35 van die 2 Emmausgangers. Die storie gaan so. Daar was 2 mense op pad na Emmaus, 12 km van Jerusalem af. Hulle was in gesprek met mekaar oor al die dinge wat gebeur het. En terwyl hulle gesels het, het Jesus self na hulle toe gekom en saam met hulle begin stap. Maar hulle het hom nie herken nie. Jesus vra dan vir die 2 mans, wat is dit so, dat julle so ernstig met mekaar loop en praat? En hulle vra dan vir hom, is jy die enigste vreemdeling in Jerusalem, wat nie weet wat die afgelope paar dae gebeur het nie? En Jesus vra dan vir hulle, watter dinge? En hulle antwoord hom dan, die dinge in verband met Jesus van Nasaret, 'n profeet wat magtig was in woord en daad, voor God en die hele volk, en hoe ons priesterhoofde en die lede van ons raad hom oorgelewer het, om ter dood veroordeel te word, en hom gekruisig het. Ons het so gehoop, dat dit hy is wat Israel sou verlos. Maar boonop is dit vandag al die 3de dag, vandat hierdie dinge gebeur het. En nou het 'n paar vroue uit ons kring ons ook nog ontstel. Hulle was vanoggend by die graf, en hulle kon nie sy liggaam kry nie. Toe sê Jesus vir hulle, wat 'n gebrek aan begrip, en wat 'n traagheid van gees, glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Daarna het hy by Moses en al die profete begin, en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het, vir hulle uitgelê. En toe hulle by die dorpie aankom, waarin hulle op pad was, het Jesus gemaak as hy wou verder stap. Maar die 2 mans het by hom aangedring en gesê, bly by ons, want dit is amper aand, en die dag is al verby. Toe het hy ingegaan om by hulle oor te bly. En terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, vra die seën, en breek dit en gee dit vir hulle. En op daardie oomblik het hulle hom herken. En hulle sê toe vir mekaar, het ons hart nie warm geword, toe hy op die pad met ons gepraat het, en vir ons die skrif uitgelê het nie. Tot sover. Die 2 Emmausgangers was diep teleurgesteld, verward en eintlik maar hartseer, want hulle verwagtinge van Jesus het in mekaar getuimel. Maar op daardie pad wat hulle nou hierdie dag loop, verskyn Jesus self, en kom Jesus self na hulle toe nader. En Jesus begin saam met hulle stap. Hy luister na hulle hartseer. Hy hoor hulle teleurstelling. En Jesus verduidelik vir hulle die skrif. En uiteindelik openbaar Jesus homself aan hulle in die breek van die brood. En dan gaan hy, maar hulle harte is vol. Jesus stap saam met hulle die pad. En daarom weet ek, hy sal ook saam met my pad stap. Dit beteken in my teleurstelling, in my hartseer, wat ook al ek meer besig is, Jesus gaan saam met my hierdie pad stap. So wat kan ek doen? Eintlik kan ek maar net oop wees vir die teenwoordigheid van die Here op my reis. Ek nooi hom in, net soos die Emmausgangers, en wanneer ek hom herken, kan ek nie daaroor stil bly nie. Ek moet vir die ander vertel van hom. Hierdie teks herinner mense net weer eens daaraan. Selfs wanneer jy nie God sien nie, is hy daar, en stap hy saam met jou die pad. Kom ons bid saam. Jesus, stap saam met my vandag. Laat my u stem hoor, u woord verstaan. Here, en mag ek u teenwoordigheid herken. Amen.